Bybelverhale kry lewe. Kain en Abel, Genesis 4. Lang gelede, toe die wêreld nog nuut was, het God alles gemaak. Die hemel, die aarde, die lig en die donker. God het die mens uit stof gemaak en lewe in hom ingeblaas. Sy naam was Adam. Later het God vir Adam 'n maat gemaak, want hy was baie alleen. Haar naam was Eva. Hulle was goed vir mekaar en kon so baie dinge saam doen. God het hulle in 'n pragtige tuin gesit, wat hy Eden genoem het. Dit was 'n plek vol vrede. God het elke dag met hulle gepraat en hulle was baie gelukkig. Maar toe gebeur iets baie sleg. Adam en Eva het nie na God geluister nie. Hulle het 'n verkeerde keuse gemaak en na verkeerde dinge geluister. Gedink hulle kan soos God wees. Dit het hulle vriendskap met God baie seer gemaak en dit is waarom hulle die tuin moes verlaat. 'n Engel met 'n vurige swaard het die pad terug bewaak. Buite Eden was die lewe vir Adam en Eva baie moeilik. Adam moes hard werk om kos op die tafel te kry. Eva was baie hartseer oor wat hulle verloor het. Maar God het hulle nie vergeet nie. Hy het beloof dat 'n redder eendag sou kom en dit het hulle baie hoop gegee. God het vir Adam en Eva 2 seuns gegee. Die eerste seun se naam was Kain en die tweede seun was Abel. Abel was sag en vriendelik. Hy het graag geluister wanneer sy ouers van God vertel. Hy het geglo dat God goed en regverdig is. Kain was sterk en hardwerkend, maar hy het maklik kwaad geword. Hy het nie daarvan gehou as mense vir hom sê wat om te doen nie. Toe die seuns groot word, het elkeen sy eie werk gehad. Abel het skape opgepas. Hy het goed na sy diere versorg en hulle altyd beskerm. Kain het op die land gewerk. Hy het gesaai, geplant en gesweet om kos uit die grond te kry. Eendag het God vir hulle gesê om offers te bring. Die offer was 'n manier om te wys dat hulle God vertrou en liefhet. Abel het mooi gekies. Hy het die beste lam gebring wat hy gehad het. Hy het dit gedoen met 'n dankbare hart. Kain het ook 'n offer gebring, maar hy het gedink sy harde werk is genoeg. Maar sy hart was nie reg nie en God het dit nie aanvaar nie. Kain het baie kwaad geword en sy hart was vol jaloesie. God het met Kain gepraat. Hy het gesê, "Waarom is jy kwaad? As jy doen wat reg is, sal ek jou aanvaar. Maar pas op, sonde wil oor jou baas speel." Maar Kain het nie geluister nie. Eendag het Kain vir Abel gesê, hulle moet saam veld toe gaan. Abel het sy broer vertrou en saamgegaan. Maar daar in die veld het Kain iets verskrikliks gedoen. In sy woede het hy sy broer doodgemaak. Abel was die eerste mens wat gesterf het, omdat iemand anders kwaad en jaloers was. God het na Kain toegekom en gevra, "Waar is jou broer?" Kain het onbeskof geantwoord, "Ek weet nie, is ek my broer se wagter?" God het geweet wat het gebeur. Hy het vir Kain gesê dat Abel se bloed uit die grond na hom roep. Kain sou gestraf word. Hy moes van sy huis weggaan en as 'n swerwer lewe. Kain was bang. Hy het gesê, "My straf is te swaar." God het tog genade gewys en Kain beskerm, sodat niemand hom sou doodmaak nie. Adam en Eva was baie hartseer oor Abel, maar God het hulle nie verlaat nie. Hy het later vir hulle nog 'n seun gegee en sy naam was Set. Deur Set se familie het mense weer begin bid en God se naam aangeroep.
nie.